Op 26 Julie 2020 word die brandgesin Dan, Breggie en hulle dogter Elsabeth aangeval, ontvoer en brutaal op hulle plaas naby Hartswater vermoor. Hulle liggame is later in die Taung-gebied gevind. Die verhoor het in die Noord-Kaapse Hooggeregshof plaasgevind en tydens die verhoor het die hof besonderhede van die gesin se wrede moord aangehoor. Die oorlewende dogters, Heidi Taljaard en Trudy de Beer, het elke hofsitting bygewoon om geregtigheid vir hulle gesin te verseker. 3 oortreders word in Maart 2025 elk tot 40 jaar tronkstraf gevonnis vir die moorde, verwante aanklagte. Die gemeenskap was geskok deur die wreedheid van die misdaad. Maar het dit daar gestop met die val van die gevel op die regter se bank? Heidi het my 'n week of so gelede gekontak. Ek het groot nuus. My hart is vandag 'n warboel van emosies. Bittersoet, oorweldigend, oneindig dankbaar. Die boek is ons storie. Rou, maar soms te eerlik. Aan die begin, as die emosies my snags wakker gehou het, was dit slegs om van my emosies ontslae te raak. Later het dit 'n boek geraak. Om hierso te sit saam met Heidi Taljaard. Sy is die skrywer van Hartswater, die rou van onthou. Ekskuus, ek sien emosioneel raak, maar dit is, hierdie goeders vat vir my baie hard. En dit is iets wat vir my baie naby aan die hart ook lê. En maar baie welkom by die kanaal. Ons het al so 'n bietjie gesels oor jou reis wat jy gevat het. En as jy wil, kan jy het nou al vir my vertel, maar as jy so 'n bietjie vir die kykers daar buitekant net wil vertel van jou reis wat jy moes meemaak, wat jy begin meemaak het, onwetend dat dit in 'n boek sou vorm. Ja, Klaas, ja, dit bly emosioneel vir my. Direk na my ouers en my suster se aanval, het ek in die aande baie gesukkel om te slaap, so ek het begin om al my halwe rou emosies neer te skryf en al my gedagtes neer te skryf. En ja, met verloop van tyd het ek gesien of ek het besef dat so min van ons mense werklik weet wat so aanval alles werklik behels en hoe dit ons of die mense wat agterbly beïnvloed. Dan veral hoe hofsaake verloop in ons land. Ek en Trudy het half gedink dat ons gaan begin met die hofsaak en hulle gaan alles afhandel en alles gaan net vinnig verby wees. En dit was heeltemal vir ons 'n skok op ons stelsel toe ons werklik besef hoe hofsaake hanteer word in ons land. So ek het later begin om 'n volledige opsomming van die hofsaak by te sit. En so die boek maar lyf gekry en gevorder. En ek het 'n onderhoud so ruk terug met Johan Allers gedoen. En hy het 'n stuk van dit voorgelees. Ja. En toe die uitgewer my gekontak en gevra sal ek bereid wees om die boek uit te gee. En dis hoe dit begin het. Ag, dit is fantasties. En dit is nie net sommer net 'n boek nie, dit is iets wat uit die hart uit geskryf is en wat ek glo met ongelooflik baie emosie gepaard gaan. Ja, dit is. Soos ek vir jou gesê het, ek dink dis 'n baie rou en eerlike boek. Baie emosionele boek. Dis maar my rou en deurmekaar gedagtes wat in die nag as mens nie kan slaap nie en al hierdie dinge jou wakker hou en al hierdie vrae rondom dit alles jou wakker hou. So dit is 'n baie rou boek, baie emosionele boek, maar dis 'n eerlike boek en dit is ons verhaal en dis wat gebeur het. Jy het vir my gesê en ek het dit ook in die aanhef het ek dit ook gebruik, jy het vir my gesê soms te eerlik. Ja, definitief. Mense is kwaad en baie, as jy deur so iets gaan, daar's baie oomblikke wat jy regtig kwaad is vir alles en almal om jou. En ek het baie van daai vrae aangespreek en baie van daai emosies aangespreek. Ja. En dit behandel of dit deurgewerk in die boek. So ja, daar is baie te eerlike oomblikke in die boek. Sê gou by Johan Kloppers het saam met julle gestap daar. Ja, Johan was een van die mense wat van die begin af saam met ons deur alles gaan of was.
Hy was ook by elke hofsaak, was hy teenwoordig en hy het ons ondersteun. En dit het vir ons ongelooflik baie beteken, want mens voel ongelooflik alleen na so 'n aanval. Die mense met wie jy graag wil gesels en die mense wat jou hart sal verstaan is net nie meer daar nie. Ja. En mens voel ongelooflik alleen. En Johan was deel van dit en hy het ons ondersteun van die eerste dag af. Soos ek sê, hy was ook baie keer saam met ons in die hof. En dit het vir ons as familie ongelooflik baie beteken. Ja, dis ook iemand vir wie ek ongelooflik baie respek het vir die werk wat hy vir ons mense doen en hy kry nie altyd 100% die erkenning nie, maar ons werk daaraan. Vertel my Ja. bietjie van hoe het jy die boek het die boek net van begin tot einde het hy net gevloei of het jy dit naderhand begin kompartmentaliseer in sekere aspekte of dit 'n hofsaak en jou eie gevoelens maar so tussenin deur? Klaas, direk na die aanval voel mens werklik asof jy in 'n dwaal lewe. Jy voel of jy in jou eie bubbel is en alles gebeur outomaties om jou en die lewe gaan aan, maar dit voel asof jy vashak op 'n datum waar mense ongelooflik baie by jou gesteel het. Ja. Ek het begin skryf oor isolasie en hoe alleen mens half voel. En dan daai rou emosies, soos ek vir jou gesê het, van elke klein detail waardeur jy gaan en hoe moeilik dit is om, ek het een stuk byvoorbeeld geskryf waar ek in Checkers was en besig was om inkopies te doen. En al die gedagtes en al die onthou van my mense wat saam met my daar was en hoe emosioneel ek daar in die winkelrakke half uitmekaar uitgeval het en totaal ontrafel het. So dit is maar 'n boek oor my eie ervarings van hoe jy die lewe daarna probeer benader en hoe jy probeer om weer die stukke op te tel. En soos ek sê, dan later het ek begin om die hof daar en al die hofverrigtinge in opsomming by te sit, sodat mense sekere aspekte van hoe belaglik ons regstelsel partykeer is, kan sien. Want daar's so min mense wat werklik die volle impak van so 'n aanval reg verstaan. En ek het regtig gevoel dat dis iets wat party mense dalk moet lees en wat hulle moet sien oor hoe so 'n saak werklik benader word. In ons geval was daar byvoorbeeld een van die verdagtes het ontsnap en sy regsverteenwoordiger het dit aangevoer dat hy toe nou onregmatig weggevang was, want hulle moet hom in 3 verskillende tale waarsku voordat hulle hom mag weer arresteer, as hy nou terwyl hy nou weghardloop. En jy sit daar in die hof en jy dink, sjoe, hulle het so ongelooflik baie regte, en daar's soveel absurde goed wat hulle op aandring en wil hê, maar het hulle daai voorreg aan hulle aan die victims gegee, het hulle daai voorreg aan die oorledenes gegee. So ja, daar's baie sulke opsommings wat ek half ingesit het, net om bloot te wys hoeveel regte die beskuldigdes het, maar ons as die mense wat agterbly, ons kry nie daai voorreg of ons kry nie daai regte nie. Nee, ons kry nie. En ek dink dit is iets waarmee ons, baie van ons mense wat deur 'n plaasaanval was, direk in die plaasaanval was, wat langs die kant was, wie se nabestaandes, wie se geliefdes in die plaasaanval was, en selfs weggeneem is tydens as gevolg van 'n plaasmoord. Dis vrae wat mense het, en jy vra die vraag oor, waar's die reg? Waar is reg en geregtigheid? En reg en geregtigheid is net doodeenvoudig nie meer iets wat geskied in Suid-Afrika nie. Nee, soos ek sê, dit voel vir my of ons in ons land soveel klem sit op die beskuldigdes se menswaardigheid, maar die victims, ek kan nou nie op die Afrikaanse woord kom nie, maar die slagoffers se regte word glad nie beskerm nie. Daar's geen regte wat daar's geen enige beskerming van hulle regte nie. Maar die beskuldigdes word heeltemal beskerm en hulle kan aandring op alles waarvoor hulle wil aandring. Maar die slagoffers het net geen regte nie. En
So ja, baie van die opsommings het ek juis net om te bewys of om hoe daar soveel ongelooflik baie, kan ek maar sê, onregverdigheid in ons regstelsel is, en dat ons moet daar sit en ons moet al hulle stories aanluister en jy moet luister na al hulle leuns en al hulle dinge wat hulle nou probeer om hulle self te verontskuldig. Terwyl mens duidelik kan sien wat die ware feite is en wat werklik aangaan. En so mors hulle ons geld, ons tyd, ons alles, en hulle, dis hulle reg, want daar's soveel regte vir hulle. Praat van regte. Ja. Ek glo Johan het vir jou die vraag gevra en ek glo jy het dit aangespreek in die boek ook. Maar om in die hofsaal in te stap en hier sit daardie 3 beskuldiges en jy kyk na hulle, wat is die emosie wat deur jou gaan op daardie stadium? Ja, dit is ongelooflik moeilik om hulle te sien. Soos ek vir jou gesê het, hulle het al hierdie regte en hulle kan aandring op kombersies in die winter vir hulle bene, want hulle kry koud. En hulle sit daar en hulle word soos konings behandel. Baie daaroor gepraat ook in die boek. Hulle lewe gaan onverstoord aan. Hulle leef lekker. In ons geval, die beskuldigdes het almal goed gewig aangesit en hulle lyk gesond en hulle lag en gesels met mekaar. En jy sit daar en jy kyk na hulle en jy besef dat dit die mense wat jou mense die laaste gesien het. En dis moeilik om te verwerk. Dis moeilik om hulle in die oë te kyk en hulle kyk jou in die oë. Hulle draai om en kyk jou direk in die oë en hulle kyk jou uitdagend aan. En dis moeilik om hulle te sien daar en te weet hulle lewe gaan ongestoord voort. Ja, hulle is toegesluit, maar ons almal weet wat se voorregte hulle alles geniet. Ja, dis 'n koninklike lewe vir dis vir hulle. Ja, en jy sit daar en jy kyk na hulle. Daar's een dag en ek het dit bespreek ook in die boek, wat ek na hulle hande gekyk het en wat ek besef het dat daai hande die onmenslikste, wreedste goed aan my mense gedoen het. En hulle sit daar en hulle het nie een keer berou getoon of een keer, in ons geval het hulle eintlik nie eers herken hulle het dit gedoen nie. Hulle het tot aan die einde stories opgemaak en hulle het alles ontken. Alhoewel al die bewyse teen hulle daar is en die DNA was op hulle en alles. So ja, maar hulle het geen berou nie, hulle het geen, alles, soos ek sê, hulle gaan ongestoord voort met hulle lewe en ons moet die stukke ophaal. Jou en Trudy se reis het begin op die 26ste Julie 2020 en ek glo die boek is maar net 'n gedeelte van daardie reis. Wat is die pad vorentoe vir jou? Ja. Klaas, dis baie moeilik om werklik te sê mens gaan aan met jou lewe, want dit sal altyd deel wees van ons. Ek wil eintlik vir jou die laaste stukkie uit die boek lees as ek kan. Mag ek? Ja, sekerlik. Dis 'n laaste stukkie en ek gaan so 'n stukkie lees van dit. Wat ek die afgelope 5 jaar geleer het, is dat niks of niemand jou teen jou hartseer kan beskerm nie. Maak nie saak hoe graag hulle of jy wil nie. En glo my, ek het alles probeer, maar jy kan dit nie weghuil nie. Of weg eet, of weg drink nie. Of weg oefen, of weg werk nie. En sommige dae voel dit werklik asof jy eerder self wil doodgaan. Maar jy doen nie. Jy oorleef. Toegegee, dalk net so halwe skaduwee van jouself. Maar jy word steeds onverklaarbaar elke oggend wakker. Al wonder jy hoe dit moontlik is om te kan leef wanneer jou hart fisies stikkend voel. En eendag word jy wakker en daardie gat in jou bors is nie meer die heel eerste ding waaraan jy dink nie. Ek het geleer dat dit altyd deel van my sal wees. Dit is my altyd teenwoordige gas wat met vuil kaal voete tot binne in my hartkamers sal kom strompel en ongenooid op my siel se rusbank sal kom sit.
wat haatlik vir my gluur, net om my te herinner aan alles wat ek verloor het. Dis altyd daar, deel van jou, en jy moet dit aanvaar, jy moet dit verduur. Maar ek het ook geleer, dat jy dit kan oorleef, dat jy daardeur kan leef, en tog kan voortgaan met jou lewe. Natuurlik nie presies soos wat dit was nie, want ek het soveel stukkies van myself ook verloor. Maar ek het geleer om my rou ook lief te hê, om 'n koppie tee te skink en op die bank te gaan sit, elke emosie te ervaar en om met liefde daarna te kyk. Dis dan wanneer ek besef dat hierdie ongenooide gas slegs hier is, omdat daar soveel liefde vir my mense was. Ek sal hulle altyd onthou. Ek sal vir hulle voortleef. Ek gaan net tot daar lees. Ja, nee, jou voorlesing begin my ook veel emosioneel te vat. Dis 'n Ek wil amper sê dis 'n baie dapper ding wat jy gedoen het om jou emosies te konfronteer en te sê, nou begin ek neer te skryf en dan wat jy later begin vorm het in die boek in. Wat natuurlik 'n ongelooflike, ek self het nog nie gelees nie en ek dink ek sal baie emosioneel wees van begin tot einde toe. En soos ek sê, dit vat baie om hierdie goed op papier te sit en jou emosies te konfronteer en ook daardie konfrontasie by die bil by die horings te pak, maar die konfrontasie dat daar iemand is wat die bloed van jou geliefdes aan sy hande het. Ja, baie dankie. Dit beteken baie vir my, dat jy dit sê. Dit was 'n moeilike boek om te skryf, soos ek sê, want daar was soveel emosies wat daarmee saamgegaan het. Maar ek glo dis 'n storie wat mense moet lees. Ek en Troets praat baie en sy het nou die dag vir my gesê, iemand het vir haar gevra, "Sjoe, dis darm nou al 5 jaar, jy's seker darm nou al oor dit." En dan besef jy net dat mense besef nie wat so 'n aanval se impak regtig op die wat agterbly se lewens is nie. En ek glo dis 'n storie wat mense moet lees, want dit gebeur elke dag. En ons is nie alleen nie, daar's baie van ons daar buite wat deur dieselfde worsteling en struwelinge gaan. En ek het probeer om maar dit te verwoord en 'n klein blik te gee op wat so aanval werklik alles behels. Ja. Ek glo dit sal die moeite werd wees en ek dink dit sal ook vir baie mense help het op hulle pad van genesing, want ek glo hierdie boek is ook vir jou 'n werkstuk gewees tot jou eie genesing, hoewel mense nie nooit heeltemal daardie die Engelse praat van scar tissue. Die scar tissue sal altyd daar sou wees. Daai verlies wat jy gelei het, daai mense wat van jou weggeneem is, niemand dit verwag het nie. En die impak daarvan op jou lewe, die impak daarvan op Trudy se lewe, julle kinders se lewens, van oupa en ouma, en dan die alsgebeur is nou weg. Ja, en my ouers was ongelooflike mense. Hulle was so groot deel van ons almal se lewens. Van baie mense se lewens. Hulle was werklik betrokke by ons lewens. En dis nie iets wat mens net sommer weer kan vul nie. Nee, En dis iets wat jy vir die res van jou lewe sal mis. Absoluut hoor. Heidi, ek sê jou baie dankie vir jou bereidwilligheid. Ek waardeer dit regtig. Ek glo Klaas, ek wil tyd en dankie vir julle vir alles wat julle doen. Ek het al so baie vir jou gesê, ek waardeer dit so ongelooflik baie. Dit is regtig kosbaar vir ons om te weet daar's 'n fisiese monument wat ons mense se lyding wys en verteenwoordig. Ja, beslis, en ek hoop ek het nog nie datums vir die kruisplanting vir hierdie jaar, maar ek hoop om julle daarso te sien. Julle die oorspronklike planting was julle nie daar, of jy self was nie daar gewees nie. Maar soos ek ook Nee, ek kon ongelukkig wees. Ja, soos ek voorheen ook vir jou gesê het,
is dat ons sal 'n reëling streef vir 'n herplanting en dan kan ons dit van Baie, daar baie, af. Okay, baie dankie. Ek waardeer, baie dankie. okay. Mooi dag verder. Hartswater, die rou van onthou. Nou beskikbaar by NS Skrywershuis aanlyn winkel. Besoek hulle webwerf by www.nsskrywershuis.co.za. Die boek is nou beskikbaar in sagte band en Kindle teen R230 BTW ingesluit.